Kyk, so met hierdie dieselpryse van vandag, nee. Al wat jy moet doen is jy moet weier gaan, nee. 'n 10.25 meter quali disc, hoëspoed disc, nee. So jy sal weet as jy in die mark is vir daai ouetjie. Jy moet hier by Jupidex kom draai. Ek praat met Wimpie, ek gaan my eers daai ene vertel en dan het hulle ook vir julle 'n plan gemaak, nee. Hulle het Kavernaland parte en daai tipe van goeders, seker maak dat daai ding van jou deurhardloop, net selfe kwaliteit, selfe lot, nuwe lyn. Maar kom ons luister eers hierso. Right, nou moet ek eers weer hierdie kamera gedraai kry. Nee, ons leer 'n bietjie. Sy Wimpie, like it. Andrei, lekker dankie aan jou. Ja, aan die gang, die dinge hardloop. Ja, pragtig, pragtig. Julle kon nie 'n weier dis gebring het nie, nee. Man, ons het dit probeer so klein as moontlik hou, maar jy weet vir ons is as Jupidex se Kavernaland is dit partykeer so 'n bietjie van 'n uitdaging. Gaan ons hou so 'n bietjie daarvan om te breek. So, ja, toe het ons klein dis hier agter op hoëspoed dis gebring. Luister hierso. Ek het die ding die eerste keer gesien daar in by Agritechnica. Ja. En hy lyk net soos 'n gewone dis, maar hierdie is alles behalwe. Ja. Nee. Ja. Kom ons begin by een ding. Hoekom het julle met pivotpype in mekaar gesit hierso? Ja, dis maar deel van sy nuwe ontwerp. Ek dink as jy gaan of 'n so groot raam, moet mense ordentlike masjiene mekaar sit. So die slim manne by Kavernaland het dit so goed gedink. En hy doen regtig baie goed. Ek sê mos dis 'n lekker sterk masjien. Mens soos jy sê, dis 10.25 meter. As hy getrek moet word, dan soek mense 'n ordentlike raam. Luister, wat op enige ding op 3 meter te bou is mos nou maklik. Ja. Nee. Die oomblik as jy hom nou vlekkies aansit, nee. Nou kyk, as jy jou arms oopmaak, as jy amper so wyd soos hierdie besigheid, nee. maar dan het jy skielik jy het 'n lewer wat trek, nee. Ja, dis hy. En soos ek van daai ou verstaan het, as ek nou moet ek diep in die argiewe gaan krap hierso, nee. Almal het besluit, okay, right, ons gaan nou breër die hele lot. Maar Kavernaland het lank gevat voordat hulle actually hulle breë 10 meter hoëspoed dis gelons het. Dis hy. Nee. En hulle het baie toetse gedoen. Hoekom? Wie wat Andrei, ek meen ja, net so vinnig, ek dink die grootste masjien wat ons gehardloop het was 'n 7 meter masjien. En so jy gesê het, dis nou 'n groot masjien en ek dink hulle wil graag as hulle weet as hulle hom op die mark sit, is die toetse deeglik gedoen. Ek meen dis ons naam wat daarmee saamgaan. Ons wil nie ons moet 'n slegte naam hê nie, so die Engelse praat van hulle doen 'n ding proper. Ja. So ek dink hulle het hom proper gedoen, seker gemaak hy's reg en ja, hier staan hy. Ek dink hy werk soos 'n bom. Okay. Nou kom ons kyk gou hierso, nee, want hierso is jou opvou aksie wat van hierdie kant af kom. Dis reg. Maar ek sien hy net hier aan die voorkant hardloop hy met die ronde pyp en dan hy square aan die agterkant en dan sit weer daai ronde pyp aan daai kant. Ja. Hoekom het hulle op 'n ronde pyp besluit? Ek dink jou ronde pyp is 'n redelike sterk konstruksie. Ja. Ek dink hy werk goed. Ek meen daar's nie sommer swak plekke op hom nie. En hy werk goed. So ek persoonlik dink dis 'n baie goeie ontwerp. Ek dink is dieselfde as ek vat daai ek dink dis sommer net dan goed wat ek gesien het. Ek meen op die GTS drypertafels, nê. Aan die agterkant het hulle ook daai pype ingesit met die aluminium. En toe sê hulle nee, maar dit is sterker as wat jou gewone box shape. Ek dink as jy kyk na 'n klomp klikkerkoppe vandag, en val die weierkoppe, gaan die ouens na die ronde pyp toe juis as gevolg van dit. Ja, dit maak sin, nê. Okay. Ja. En dit is maar hierdie dis vir my amazing hoe Kavernaland se afwerking is. Dit is nee, ek sê mos hulle is regtig trots op dit. Dis hulle naam wat daarmee gaan. Hulle maak jy sommer net lus om die ding te koop. Nee, asseblief kom sit hom in die bak. Ons het ons bestelboeke gebring, so asseblief moenie terughou nou nie. Verduidelik my net gou vinnig as ons kyk na die hangers, hoe werk hulle? Okay, hulle is elke hanger is onafhanklik van mekaar en dan het hy ook dan nou die rubbers aan die binnekant. Yes. So elke skottel kan apart van mekaar meegee. En dan nou met die groter koniese skottel kan hy 'n redelike spoed hanteer. Ek meen as jy lekker krag voor die masjiene, kan jy hierdie masjien tot en met 20 km/h kan trek. Yes. So meen dit so hy's gebou vir hy's gebou. So daai wegbreek aksie werk dan nou perfek daarvoor en dan kom ons terug na die ontwerp en om hierdie groot masjien moontlik teen 20 km/h te trek, jy moet 'n redelike konstruksie hê. Definitief, nee. En dan sê vir my die roller,
Julle het ook hierdie packer rollers. Ons het ook die opgesit? ringpackers gesit. Ja, daar is 'n paar opsies, maar wat ons gesien het vir ons Suid-Afrikaanse omstandighede werk hy regtig baie goed. So ja, ek meen die grond gaan basies net daarin. So wat hulle dan sê, jy het 'n soil op soil contact. So ek meen en hy gee regtig 'n baie goeie 'n vastrap aan die agterkant wat vir ons omstandighede 100% werk. Okay, nou ek net so vinnig net so oor dat ek wil nie te veel weg nie, jy moet vir julle kom kyk. Ja, asseblief, asseblief. Kom kuier ook hierso op al die Kaverneland goed. Ek meen, julle ken die hele storie op veral op die CLC's met daai holtand wat hy kraak so meer grond vir jou, nee. Daar's hy. Die hele lot en sê vir my gou, okay, dan julle planter groenteplantertjies. Ons het nou so vinnig oor die mini-air gepraat. Dis regtig, asseblief, ons wil graag hê die ouens moet kom kyk wat ons alles vir hulle beskikbaar het. Okay, dan baie vinnig wil ek net gou hierso voordat ons nou daar by julle parte afdeling kom. Daar's hy. Nee. Hierdie Andri olies wat julle hierso op het. Ja. Hierdie goed spuit, nee. Hierdie goed spuit. Dis regtig. Ek wil ook al so ver gaan om te sê dis die Rolls-Royce van die spuite as ek daai terminologie kan gebruik. Hulle doen regtig baie goed, Italiaanse ingevoerde spuit. Hierdie wat ons hier doen daar op die punt begin ons die Atom is die self aangedrewe Andrioli wat ons dan nou doen. Die middelene hierso is 'n 2000 liter en dan nou ons grootte, as kan ek maar amper sê die vlagskip hierso op die ver linkerkant is dan nou ons 3000 liter met ook dan nou verskillende waier kombinasies wat ons ook dan nou aan die agterkant kan. Ek het daai ding die eerste keer gedoen, hè. Nou was dink ons het net in die twilight zone ingegaan met COVID, nee. En toe ek meen maar nou is ons al 6 jaar later. Hoe doen daai goed in die mark? Die ouens wat hulle het baie tevrede. Hulle doen regtig baie goed. Dis produkte wat jaar op jaar groei. Ek meen ons probeer ook soveel as moontlik van hulle demonstreer om vir die ouens die waarde van die masjiene te wys. En ek moet jou regtig wel sê dis 'n wenresep. Hulle doen net elke jaar al hoe beter en beter. Uitstekend. Okay, en dan net so vinnig op die parte kant, nê. Dis my nou hierso vat by die parte man toe, nê. Ja, daar's hy. Sê vir my, julle het nou julle nuwe afdeling eintlik, nie 'n nuwe afdeling nie, maar 'n ander gedeelte hier bygebring. Ja, dis reg. So daarso is so 'n bietjie alternatiewe parte as ek so kan sê, maar ek gaan my weer eens nie uitgee daarvoor nie. Ek gaan vir hom Wessel oorgee. Right. Hy gaan vir ons so 'n bietjie meer rondom dit vertel. So, Wessel. Sy parte man, nee. Dis ek. Right, so by Jupidex, julle het nou 'n hele alternatiewe parte reeks wat julle na die party te gebring het. Hoekom het julle dit gedoen? Juppie, kom ek sê so, ons was tradisioneel OEM parte voorsiener, egte onderdele, Ja. maar dis kwaliteit. Toe ons agtergekom in die mark, het ons 'n probleem dat ons kwaliteit is teen 'n prys. Ja. Maar die boere van vandag het ons agtergekom, hulle kort 'n bietjie. So ons het nou daai gap opgevul met alternatiewe produkte wat ons uit Duitsland uit invoer. Ons kon baie goedkoper gegaan het. So julle daarom vir ons ordentlike goed gaan soek. Ek het ordentlike goed, want onthou dit is ook Jupidex. Dit gaan oor ons naam. Ons is hier om die eindverbruiker te ondersteun. Ons dealer-netwerk is dwars deur Suid-Afrika. So ons het 'n produk, iets van alles. Ons het op Kaverneland begin. So ons fokus nou eers vir daai en dan soos ons groei, so gaan ons die goed uitbrei verder. So die hele ding van Jupidex is duur met parte. Julle het geluister na wat die boere gesê het en daadwerklik actually iets daaraan gedoen. Choppies ons het en ek meen op een van die dag gaan dit is 'n siklus. Jy gaan oor jou parte, gaan oor die heelgoedere en eventually moet ons agterkom op waar dat ons kan help, laat ons goed kan voed. Nou, jy weet veral soos daai, ek meen 'n CLC byvoorbeeld. Nee, daar is geen ander implement in die land of in die wêreld wat werk soos wat daai ding werk. So ek wil graag daai een wat ek het aan die gang kan hou ensovoorts. Jy weet veral in seisoene soos hierdie kyk mense eerder om die sluitparte dan nou na te kyk in plaas van om 'n nuwe ding te koop noodwendig. Maar dis wat jy vir my sê, julle het werk gedoen en die goeder is op dieselfde standaard. Dis dieselfde standaard, Choppie. Ek glo daaraan as ons besigheid doen ons 'n loyale besigheid. So ek kom dampie goed in Suid-Afrika. My naam is op daai produk. Jupidex se naam is op daai produk. As daar 'n probleem is, ons verstande met ons verskaffers op. As daar foute is, sort ons dit uit en ons maak seker ons eindverbruiker op einddag is tevrede. Uitstekend, Wessel. Dankie baie. Dankie, Choppie. Right, okay, so van 'n dik, wye kwalidisk, nee. Weekie regmaak, nee. Tot en met dik, wye nie aftermaak dit nie. Alternatiewe parte, nee. Maak seker jy kom draai by Jupidex. Hulle het nog 'n hele klomp ander goeders hierso. Hulle het vir jou 'n oplossing. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Goed.
Ja, nee wat? Laat ek hom net eers klaar maak.